Goeiemôre. Ons wil elkeen graag 'n lewe leef wat tel. Ons wil graag 'n mooi nalatenskap laat. Ons wil graag 'n verskil maak. En as ons na die Bybel kyk en ons kyk na die invloedryke persone in die Bybel, dan sien ons Moses het gehakkel. Ons sien Dawid het hoeveel keer gestruikel. Petrus, wat hier die onverskrokke volgeling van Jesus was, het ook maar voete van klei gehad, en in die donkerste oomblik van Jesus se lewe het hy gesê, maar ek ken nie vir Jesus nie. Paulus was 'n vervolger van die Christene, maar uiteindelik gebruik die Here hierdie kromkieries om reguit houe mee te slaan. Partykeer is die persoon wat stotter en hakel die ideale persoon om 'n getuie vir Jesus te wees. Partykeer is die persoon wat 'n sukkelaar is, die ideale persoon wat die Here wil gebruik in sy werk. Want die Here gebruik gewone mense soos ek en jy om 'n groot verskil te maak. Die tweede ding is dat ons as kinders van die Here ook moet weet dat partykeer sê hy op ons versoeke nee. Paulus het hierdie groot versoek van hierdie pyn, hierdie doring in sy vlees in 2 Korintiërs 12, en hy vra die Here om dit weg te neem. En die Here sê nee, Paulus, ek gaan dit nie wegneem. Ek gaan jou in staat stel om dit te verdra. Daai swaar kry, daai vervolging, daai aanvalle in jou lewe, daai teleurstellings, daai pyn. Ek gaan jou help om dit te verdra en daardeur te kom, want my genade is vir jou genoeg. Mag die Here jou gebruik om ook 'n reguit hou mee te slaan. En mag hy jou help om nie noodwendig dit wat jy versoek en van hom pleit weg te neem nie, maar dat hy jou help om daar deur te kom. Want as ek en jy swak is, dan is die Here sterk en dan kom sy krag na vore. Mag hy met jou reguit hou slaan, mag sy genade vir jou genoeg wees.